offer. Amen. Loof die Here, hy is goed. Sy goedheid is so groot. Ons neem ons sitplekke. Dankie. Hy saam met my vanmôre die naam van die Here groot gemaak het en dat ons jou nie hoef te gesoebat het om die Here te loof nie. Ag, dit is so wonderlik. Dit kom spontaan uit die harte uit. Want jy is mos lief vir ons Vader en omdat jy lief is vir die Vader, daarom is jy bereid om hom al die eer te gee wat hom toekom. Ja, dis vir ons vanmôre saam 'n wonderlike voorreg dat ons vanmôre net so 'n bietjie kon rondom ons sussie gestaan het. Sy het haar man verloor hierdie week, maar die Here gee krag en die Here dra ons mos deur en hy gee vir ons genade en ons weet hulle se gesin sal geseënd wees in die Here. Ons los hulle aan die voete van Jesus. Vir almal vanmôre hier is, ek het vanmôre van ons mense gesien wat ek jare terug laas gesien het en ag aan die einde so lekker om julle vanmôre te sien en net te weet julle is hier saam met ons en almal van julle wat hier is. Dit is lekker om die woord van die Here vanmôre met jou te breek. En ek vra jou om saam met my te blaai in jou Bybel. Bring jou Bybel saam en bring dit na die huis van die Here en dan kan jy saam met my kyk dat ek nie 'n sekere AGS Bybel of hervormde Bybel of wat se Bybel het nie. Ek het 'n Bybel net soos jy, ek het net die ou vertaling dalk en jy die nuwe vertaling. Maar dan sien jy, en die tweede punt daarvan is jy raak nie in die slaap nie terwyl ek preek en jy kyk in die Bybel en as ek sien jou kop maak so, dan glo ek jy sê amen. Al raak jy in die slaap, is dit amen. So, ons kan lekker kuier. Dit is maar lekker om te kuier in die sitkamer van God se teenwoordigheid. Wow, loof die Here. Dink julle in die hemel gaan ons almal net so sit? Ag, ek is so bly daar's nie 'n kerk in die hemel nie. Want hier in die kerk is dit mos net die pastoor wat praat en die ander sit net so. So af en toe maak hy. Of en die hemel sê hulle, daar is halleluja as dit reën soos wanneer die weer slaan. Wow, party ons gaan skrik as hulle daar kom. En ons het ons ander gesê, en die Bybel praat net van 'n halfuur stilte in die hemel. Maar daai halfuur kan ons 'n ander dag ontleed, ons gaan dit nou ontleed nie. Maar daar is lofprysing in die hemel. Nou wil ek vir jou vanmôre lees uit die woord van die Here, en ek wil met jou praat vanmôre oor geestelike volwassenheid. Ek dink dit is een van die grootste probleemareas in die kerk van Jesus reg oor die wêreld. Geestelike volwassenheid. Wow. Ja, kom ons lees saam. Hebreërs 6 vers 1 tot 6. Hy sê daarom moet ons nie bly by die begin van die predinge aangaande Christus nie, maar dat die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente lê van die bekering uit dooie werke, van die geloof in God, van die leer van die doop, van die handoplegging, van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God ons dit toelaat. En dan gaan hy oor dit is onmoontlik om iemand wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees sielagtig geword het, die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld aanvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God tot weer kruisig en openlik tot skande maak. Sommige ouens kom nooit weer tot redding nie. Maar ons gaan nie vanmôre daaroor praat nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor geestelike volwassenheid. En hier praat hy van sekere dinge. Hy noem die kern fondasie van die Christelike geloof. Hy sê ons moenie weer die fondasie lê en dan gaan hy verder met van die bekering uit dooie werke. Almal van julle weet seker van bekering. Ons het al baie bekering gepreek hier. Ons het uitnodigings gemaak. Baie van julle het uitgekneel, ander het dit miskien nog nie gedoen nie. As jy dit nog nie gedoen het, is jy in 'n baie gevaarlike terrein, want jy moet een of ander tyd Jesus as verlosser aanneem. As jy dit nie doen nie, dan is jy nog teen hom. Al sou jy die gewoonte hê om na die huis van die Here of die plek van gebed te kom. Word 'n persoon wat in 'n hoenderhuis werk 'n hoender? Nee. Jy word ook nie 'n kind van die Here wanneer jy kerk toe kom nie. Jy word 'n kind van die Here om Jesus se verlossingsplan aan te neem. So hy sê hier die bekering uit dooie werke, dan praat hy van die geloof in God om in God te glo, van die leer van die doop en ek glo almal van julle is al gedoop. As jy nie gedoop is, is dit nodig dat jy nou begin dink aan die doop. En van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hierdie is die basiese fundament
van die Christelike geloof, die leer van die Here Jesus Christus. Maar nou sê hy begin met die eerste vers, hy sê, ons moet nie bly by hierdie dinge nie. Baie van julle is nou al, en by self, dis mos 'n tweesnydende swaard, nee, wanneer ek preek, dan preek ek na jou toe, met die tweesnydende swaard, maar hy sny ook terug, so hy sny ook na my toe. Hy sny na ons almal toe. En nou sê hy hier, ons moet nie bly by die begin van die prediking nie. Ons moet nie bly by hierdie fondasie wat ons nou van gepraat het nie, maar ons moet voortgaan. Ons moet vooruitgroei na die volmaaktheid, sonder om weer keer op keer die fondasie te lê. Ons kry in sekere kerke dat mense baie keer, ek onthou veral in die verlede was so gewees, dat mense so na die plek van gebed toe kom, en dan kom sit hulle hier en die so boodskappe wat uitgaan, en mense word so op hulle gevoelens gespeel, dat hulle kniel week vir week, en sondag vir sondag, en diens vir diens uit, en hulle word nooit geestelik volwasse nie. Jy hoef nie elke sondag uit te kniel nie, kind van die Here. Jy hoef nie elke sondag uit te kniel vir bekering nie. As jy Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, dan is jy 'n kind van die Here, want jou naam staan dan geskryf in die boek van die lewe. En as jou naam in die boek van die lewe geskryf staan, kan niemand dit daar uithaal nie, behalwe God. Net die Here God kan jou naam daar uithaal. Niemand anders, nie eers jy nie. Niemand kan jou naam daar uithaal. Nou sê hy, ons moet na die volmaaktheid voortgaan. Nou dit is so dat mense in die tyd van ons lewe is so geneig daarin om die baba stadium aan te neem en daarby te bly en nooit te groei na die volwassenheid in Christus nie. Ons kry mense wat na 20 en 30 jaar in die kerk nog steeds babietjies is. Het jy al 'n baba gesien wat na 21 jaar nooit gegroei het van baba stadium, kom ons sê maar van 6 maande. En na 21 jaar is hy nog steeds so 6 maande. Jy al so 'n babietjie gesien? Nee, jy kry nie, dis onnatuurlik. As 'n kind gebore word, is die eerste natuurlike beweging van die kind se liggaam is om te groei en te ontwikkel na die volwasse staat van die groot mens stadium. Maar ongelukkig in die kerk van die Here is dit so, dat ons baie na 30 jaar nog steeds soveel moan soos wat ons gemoun het die dag toe ons tot bekering gekom het. Baie van ons is vandag nog kwaad vir die predikant. Vandag nog. Baie van ons moet vandag nog op die heup gedra word. Die ou mamma se ruggie is al krom, want die babietjie is al 21 jaar oud, maar sy moet hom dra, want hy wil nie loop nie. Wow, Laurens, nou beweeg jy dan op gevaarlike terrein. Ek sê dit net omdat die Gees van die Here vir my gesê het, anders is ek in die moeilikheid. Dan gaan julle my albei met klippe gooi. Gelukkig is nie daai tyd van die ou tyd toe hulle mense gestenig het nie. Maar ons woorde maak partymal net so seer, soos ons dade, nê. Maar wanneer ons hier kyk na die woord van die Here, dan leer hy vir ons, hy sê, ons moet begin om te groei na volwassenheid toe. Ek gaan nou vir julle sê, hoekom? Maar hoe lyk 'n baba? 'n baba is iemand wat gedurig, 'n babietjie, onthou julle, toe julle babietjies gebore was, ons het 4tjies groot gemaak, ons weet, en die laaste 2 was 'n tweeling. En ek beloof jy, as jy 'n tweeling het, geen nie weer kinders hê. Dan het jy nou genoeg gehad. Want hulle is 2 van alles. En dan nog 2 seentjies op. Dit was erg geweest, nee. As die een slaap, dan is die ander een wakker. As die ander een aan die slaap raak, dan is die ander een wakker. As die een siek is, oor 2 weke, en die dokter ons het klaar, Roos klaar die medisyne daar, sy dokter die arme kind, want sy weet oor 2 weke is hy weer siek. Hy het presies dieselfde siekte wat hy nou gehad het. Hulle is so naby aan mekaar. Ag, hulle kan nie sonder mekaar nie en alles, maar om 'n babas groot te maak is nie maklik nie. Nou vind ons dat ons het gesien dat 'n babietjie is een wat pertinent sy wil afdruk in alle gebiede. Hy wil hê jy moet doen wat hy sê. En hy is die kaptein van die huis, of sy. En wat doen hulle? As hy wakker word, dan sê hy, en wie hardloop? Pa, ma, en almal hardloop. Boetie en sussie, en almal hardloop, want hierdie ouetjie het nou gepraat, en sy praat moet almal beweeg. Dis baba stadium.
Die tweede stadium is ek wil my sin hê. Kyk, jy wil van bottel gee, jy wil die bottel hê nie. Jy wil hy moet loop, hy wil nie, hy wil gedra word. En hy sal skree tot jy hom dra. Tot jy hom dra of tot jy, wat jy nie vandag mag doen nie, die vyfvoudige bediening gee. En dit het nog geen kindskade aangedoen nie, ekskuus julle wetenskaplikes. Dit het nie vir my skade gedoen nie. Dit doen nie 'n mens skade nie. Die vyfvoudige bediening nie. Maar, soos ons kry, is babas so dat hulle graag hulle sin wil hê. En nou vind ons na 30 jaar in die kerk, is hierdie ouderling nog net so kwaai soos altyd. Pastoor, bewaar jou as jy skeef trap. Broer en suster, pas op as jy op my sitplek kom sit. Ons ken hierdie goed, ons het mos gesien. Jy het ander vir jou gewys en gesê, hoe maak hulle? Wanneer die kerk kom, nou sit besoekers op sy sitplek. Hy sit al 20 jaar daar. Dan loop hy so en hy kyk hier so. En maar dan weet ek het eintlik hier gesit. En dan sal hy miskien vorentoe gaan sit, maar hy moet weet volgende Sondag, dis sy plek hierdie. Kind van die Here, ons is nie meer babes in die Here nie, ons het groot geword. En dit is wat die Here Jesus ons wil hier leer. Daarom sê hy vir ons, moenie bly by die begin van die prediking, maar streef na volmaaktheid toe. Streef na die volmaakte man en vrou in Christus. Waar jy iets vir die koninkryk kan beteken en jy kan uitstaan as 'n soldaat in Christus se diens, sodat jy kan weet en hoe om mense te antwoord en hoe om te lewe en hoe dat ander na jou kan kyk en sê, daardie is nou waarlik 'n kind van die Here, hulle dra Christus se geseentheid in hulle rond. Ons is nie meer babas in die Here nie. Ons het gegroei tot die volwasse staat in Christus. Kom ek lees vir jou wat sê hy in Efesiërs, Hebreërs 5. Net so eentjie vorentoe. Hy praat van Melchisedek vers 11, hy sê, waarvan ons veel het om te sê, dis oor Melchisedek en Christus se priesterskap, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Kom staan net neer daarby stil. Hy sê, ek wil vir julle praat oor die ander dinge wat in Christus is. Ek wil met julle praat oor die Here Jesus, wat na die priesterskap van Melchisedek hoofpriester geword het. Sonder om uit die priesterlike familie uit te kom, het hy hoofpriester geword. Hy sê, maar, dit is te swaar om met julle te praat, want julle hoor nie meer mooi nie, julle luister nie, julle hoor nie wat ek vir julle wil sê nie, julle geestelikheid is nog op die gebied, wat ek met julle met die vaste spyse kan praat, en vir julle kan sê wat God se woord wil sê nie. Ek kan nog nie met julle praat oor die dinge wat regtig julle opbou nie. Ek kan nog net met julle praat oor die geestelike beginstadium. Hy sê wat hoewel julle vanweer die tyd leraars te behoort te wees, het julle nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Ek moet julle weer oor bekering leer. Ek moet julle weer oor die geloof van God leer. Ek moet julle weer leer oor Jesus se liefde. Ek moet julle weer leer oor die doop en op die handoplegging om te bid vir julle en al hierdie goeters. Hy sê maar, ek wil vir julle dieper dinge leer, die vaste beginsels. Ek wil julle hoër dinge leer wanneer julle kragtig in die Here word. Liewe mens, die pastoor kan nie namens jou groei nie. Jou medeboetie kan nie namens en sussie kan nie namens jou volwasse word nie. Jy moet self volwasse word. Hy sê, want alhoewel julle leraars behoort te wees, het jy weer nodig dat die mens julle eerste beginsels leer. En julle het meer behoefte aan melk en nie aan vaste kos nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Hy wat nog net die melkkossies wil eet, het nog nie sterk in die Here geword nie. Hy moet nog eers groei tot die volwasse kind in Christus, mens in Christus.
Hy sê, maar vaste spys is volwassenes, vir die wat geestes vermoë besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Hy sê, as jy geestelik volwasse wil wees, moet jy die vermoë besit, wat deur die gewoonte geoefen word. Geestesvermoë. Het jy vanmôre die geestelike vermoë om te onderskei? Het jy vanmôre die geestelike gawes wat die vermoë bewerkstellig in jou hart? Kan jy vanmôre sê, ek kan ook hier, terwyl ons hier bid en by mekaar kom, kan ek ook saam met jou begin in tale bid, en die naam van die Here aanroep, en die naam van die Here groot maak? Kan jy ook vanmôre sê, ek kan my Vader verheerlik in 'n lofprysing offer? Kan jy ook vanmôre sê, ek kan my hande opsteek, so die liedjie sê, en lof van God bring? Of is ek nog so op melkstadium? Almal moet net vir my die bottel gee. Is jy kragtig in die Here? Het jy daardie geestelike vermoë vanmôre wat deur die Heilige Gees bewerkstellig word? Kom ons in 'n diens soos hierdie, en elkeen van ons, die Bybel sê, het ons deel om aan te bied. Die Bybel sê, wanneer jy saamkom, het die ene lied, en die ander 'n lering, en die ander getuienis, en die ander 'n openbaring, en ons alles doen dit om eer aan die Vader te bring. Ja, as jy nou nie mooi kan sing nie, kan jy tog seker daarom getuig. As jy nou nie kan getuig nie, kan jy dan seker in tale praat. Of jy kan 'n profetiese woord bring. Of jy kan vanmôre ontvang wat die Gees van die Here vir jou wil gee. Of jy kan lewer aan ander tot bemoediging en tot versterking. Geestelike vermoëns. Hoe sterk is ons gemeente in geestelike vermoëns hier in Dominion? Hoe sterk is ons geestelike vermoëns? Kan ons vanmôre met sekerheid sê, as ons in 'n diens soos hierdie instap, is ons so opgewonde, soos Pastoor Willie vanmôre gesê het. Ons is so opgewonde wat enigiets kan gebeur. Ons is so opgewonde, want die Gees van die Here kan vanmôre neerdaal, en hy kan 'n sondaar mens verander in 'n wedergebore kind van die Here, en hy kan 'n sieke vanmôre neem, en hy kan so ene genees in 'n oomblikse tyd. Wow. Kan ons opgewonde raak oor God? Hoekom skreeu jy dan so maklik? Ouers, ek kan nie skree nie. Ek is van daai teruggetrokkenes, introverte. Baie keer is hulle wat so langs die veld hardloop en vir hulle seentjies en dogtertjies skree. Kom sussie, kom sussie, kom boetie. Dan kan ons dit doen. Hoekom nie vir God nie? Hoekom kan ons nie lofuitinge bring uit die diepte van ons hart, op die top van ons stemme lof van God bring nie? Die Bybel sê God is 'n God van orde. Laurens, ons hou nie van geraas nie. Weet jy, daar's orde en daar is orde. Daar is ordelike geraas ook. Wanneer 'n mens saam sing, is dit 'n geraas, maar dit is ordelike geraas. Wanneer almal skree haleluja, dis ordelike geraas. As ons vanmôre in hierdie kerk sit, ons begin fluit. En almal fluit saam. Is dit onordelik? Wat fluit ek? Baie diep, haal hy my uit. Baie diep, haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep, haal hy my uit. Dis wanneer dit ordelik raak in die plek van aanbidding. Maar vir die wêreld lyk dit onordelik. Ek het altyd gesê, as 'n sondaar daar buite moet staan, soos in die ou tyd het die kerke mos almal klompruite gehad, rondom. En nou kom hier 'n sondaar verby en hy staan en hy kyk in hierdie Pinksterkerk en dan sien hy, wow, wat doen hulle hier binne? En die eerste wat hulle sê is, julle mos al gehoor, wat doen hierdie klomp apostolies hier? Hulle is ook sommer apostolies genoem. Wat doen hierdie ouens in hierdie kerk? Het jy gesien hulle vang die duwe? Hulle kruip op die vloer rond, onder die bank. Het julle dit al gehoor? Hulle verstaan dit nie.
Want as jy daar buite staan en jy kyk deur die venster, en hier is almal besig om die Here te loof, dan lyk dit of hulle duwe vang, né? Dit lyk vir hulle so. Maar ons is besig om die Heilige Gees salwing te ontvang. Ons is besig om dit wat op Jesus neergedaal het soos 'n duif, om dit te ontvang, die Gees van die Here se aanraking. En dis wat gebeur op daardie oomblik. En hulle kyk van buite af, want hulle is nie deel van dit nie. Hulle ervaar dit nie. Hulle weet nie waaroor gaan dit nie. En hulle sê, kyk wat doen daardie mense. Hulle los 'n duif en hulle probeer ontvang. Die Gees van die Here werk in harte. Ek onthou jare gelede in 'n gemeente waar ons was daar 'n ou moedertjie. Sy het na ons dienste begin kom, sy het by die kerk ingeskakel. En nou besoek ek haar, ek gaan kuier vir haar, ek en Rose. En as daar kom, vra ek vir haar nou, Tannie, hoe ervaar jy ons dienste? Jy kom nou uit een of ander tradisionele kerk uit, so jy ken nie hierdie nuwe Christelike dinge nie, liedjies en goed nie. Sy sê vir my, Laurens, ek weet nie wat in julle kerk aangaan nie. Maar as julle begin sing, dan hardloop die trane so oor my wang en huil ek, en ek weet nie kom huil ek nie, ek huil en ek huil en ek huil, net omdat julle sing. Ek sê vir haar, my ou moeder, dis wanneer die Gees van God in 'n hart begin ingryp en mense begin vernuwe. Ons moet nie meer by die melkstadium bly nie. Kom ons kom weg van die melkstadium. En kom ons kom by die geestelike vermoëns om goed en kwaad van mekaar te onderskei. Jy kan kwaad wees as dit nodig is. Maar jy moet kan onderskei wanneer dit nodig is om kwaad te wees en wanneer nie. Jy moet onderskei wanneer God vir jou sê, dis nou nodig om op te staan iets te sê, of om liewer stil te bly, as jy nie kan 'n beter voorstel maak nie. Dis soms nodig om ook stil te kan wees. Hoekom moet ons geestelik volwasse word? Kom ons lees saam. Ek lees vir jou vanmôre uit Efesiërs 6. Vers 10, hy sê, eindelik my geliefdes, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy almag, sy sterkte, né? Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nie vir my vanmôre sê, jy word nog nooit deur die duiwel versoek nie. As jy nog nie is nie, dan is hy tevrede met jou. Dan gaan hy jou nie pla nie. Dan sê soos in sommige byeenkomste gaan hy die voorste bank lê en slaap, want hy weet daar gaan niks aan nie. Want niemand doen niks nie. Niemand sê eers O of A of niks nie. Maar hier sê hy, eintlik word kragtig in die Here, sodat jy kan weerstand bied teen die duiwel. Want die aanval is besig en die liste van die duiwel is groot. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreld, die heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wow, julle. Jou geveg is nie teen jou buurman nie. Jy dink jy met die ou veg hier langs jou wat jou kwaad gemaak het, of jy oor kan die straat. Die geveg is eintlik teen die duiwel wat hom aanhits om jou 'n pak slaag te gee, of om jou sleg te sê. Hy is maar net 'n pion in die hand van die vyand. Maar jy het geestelike vermoëns, besit jy wat sterk genoeg is om die werk van die duiwel te staan, om dit te verbreek in die naam van Jesus. Jy het al hierdie magtige wapens. Hoekom sal jy soos 'n bang, papbroekige Christentjie wil rondkruip? Jy het die autoriteit om hom te staan. Die wonderlikste ding vir my op aarde, een van die wonderlikste dinge op aarde, is die gesag wat 'n verkeerskonstabel of verkeerspolisiebeampte afdwing. Daar kom 'n lorry. Man, hy so lank soos hiervan tot daar by die deur. Hy het nog 'n trailer ook aan. Dan spring hy jou in die pad. Dan maak hy daai wit handskoentjie so. En as hy so gemaak het, dan stop daai lorry, laat jy sien rook trek uit die bande, maar hy sal nie 'n tree nader kom, hy kom stop hier voor hom. Hoe kry hy dit reg? Het hierdie maar verkeerskonstabeltjie
genoeg krag om daai lorry te staan? Nee, die lorry sal hom plat ry. Nee, daar sal niks oorbly. Hy staan in die gesag van die regering van Suid-Afrika. As hy daar die hand opsteek en hy daai klere aan en hy daai wapen op, dan staan hy by die hele gesag van die polisiemag en die weermag agter hom. Hoeveel mag het jy nie as kind van God vanmôre nie? Nie mag om jouself te verryk en jouself groot te maak nie, maar mag om vanmôre die vyandsmagte te verslaan en in die naam van Jesus oorwinnaar op te staan. En daarom sê hy hierso, trek die volle wapenrusting aan. Ek kan nie jou wapenrusting aantrek nie. Jy kan nie myne aantrek nie. Jy moet self jou wapenrusting aantrek. Wat is die wapenrusting? Hoor wat sê hy? Hy sê, die wapenrusting sê jy moet jou lende omgord met die waarheid, borswapen van geregtigheid, skoene aan die voete en die helm van verlossing en die skild van die geloof. En hy noem dit alles daarop, jy kan dit gaan lees en nou in Efesiërs 6. Maar kind van die Here, dis vanmôre nodig dat ons vanmôre die wapenrusting van die Here moet aantrek. Jy sien, jy's in 'n oorlog. Ek is nie ver van klaar nie, ek is amper klaar my woord. Maar jy's aan 'n oorlog betrokke. En of jy nou vanmôre wil sit soos wat die hele wêreld doen, ons besluit vanmôre of ons in Rusland se kant of in Oekraïne se kant is, en of ons in Israel se kant en of ons in Hamas se kant is. Maar daar is sommige wat geen besluit neem en hulle sê nee, ek sit op die draad. Ek kies nie vir Israel nie. Ek kies nie vir die Palestynë nie. Ek kies nie Oekraïne nie, ek kies nie Rusland nie. Ek sit op die draad. Ek is equal tot almal van hulle. Maar in hierdie oorlog wat ek en jy betrokke is, geestelike oorlog, kan jy nie eenkant gesit soos 'n patetiese bobbejaan op 'n paal nie. Die duiwel gaan jou nie los nie. Jy is in 'n oorlog al wil jy nie in die oorlog wees nie. Jy word vanmôre aangeval al wil jy nie aangeval word nie. Al het jy vanmôre 'n vredesverklaring met die duiwel, hy het nie 'n saak met jou nie. Jy kan maar hoeveel ooreenkomste sluit in vredesverklaring, hy wil jou vernietig en hy's daarop uit om jou te vernietig en hy sal dit nie los voor hy jou nie heel vernietig het nie. So of jy nou wil deelneem of nie, jy is in 'n oorlog betrokke. Wie lyk hierdie oorlog? Hierdie oorlog is so gewelddadig. Die Bybel leer ons, toe Daniël bid, die woord van die Here sê, Daniël het 21 dae lank het hy God se aangesig gesoek. Vir 21 dae kry hy nie 'n antwoord nie. Vir 21 dae wag hy op die Here. So ernstig dat hy eet nie eers regtig reg nie. Hy drink nie eers bietjie wyn saam met sy ete nie. Hy sonder hom af en hy lê in die teenwoordigheid van die Here en hy roep na die Here vir 'n antwoord en dan kom nie 'n antwoord nie. En uiteindelik skielik, hier kom 'n engel van die Here en staan voor hom. En toe die engel daar staan, toe sê die engel vir hom, Daniël, geliefde man, 21 dae terug het jy begin bid en dit was ek al gestuur, 21 dae terug het ek van God af gekom met 'n antwoord na jou toe. Maar op daardie pad na jou toe was daar 'n geveg met die vors van die Persiese vors en ek het teen hierdie ou geveg en die engel Michael het gekom en my gehelp vir 21 dae was ons in 'n bekleierery met hom sodat ek hierdie woord vir jou kon bring. Die Bybel sê in Efesiërs 6 sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, teen bose geeste in die lig. God se engele het een of ander, of ons weet nie hoe nie, maar ons weet 'n bevelstruktuur. Jy kry die Here God bo, die Here Jesus en die Heilige Gees, en dan kry jy die hoofengele, en een van die groot engele daar, ek praat net wat die Bybel sê, daar's baie ander geskrifte wat nog ander name noem, maar die hoofeen daar is Gabriël. Toe Gabriël kom om te vertel van die Messias wat gebore word, toe sê hy, ek is Gabriël, wat elke dag in God se teenwoordigheid staan. In ander woorde, ek is die engel wat daar by God staan, elke dag. Hy was een van die groot hoofengele in die hemel, is nog vandag. En dan kom ons by hier,
Hierdie engel wat nou hierdie boodskap bring, dink ek was ook Gabriël. Hy sê nie hy is Gabriël nie, maar ek glo hy was Gabriël geweest, want hy kom van God af met 'n boodskap vir Daniël. En dan sê hy, maar julle vors, die vors engel, die hoofengel wat oor Israel aangestel is, Michael, die aartsvors, het my kom help. Met ander woorde, oor elke Christen of heilige volk, die volk van die Here, is daar 'n engel aangestel. En hierdie engel is 'n generaal in daai afdeling. Hy is die generaal oor Israel. En dis hy wat keer dat daardie klomp missiele nie vir Israel so uitmekaar uitskiet nie. Daai 300 of 200 wat Iran nou die dag 2-3 maande afgevuur het op Israel. En daar het nie eers een van hulle regtig skade gedoen nie. Hoe dit gebeur, die meeste van hulle het in die see geval. Die engel het hulle die kant toe geklap. Asof as die engel jou klap. Nee, hy doen nie dit nie. Al wat hy doen is hy nie vir Esegiel of vir iemand, weet hy so aan sy kuif gevat en is opgetel en op 'n ander plek gaan neersit. Sonder dat hy eers enige pyn gekry het, né? Maar dit word daar gelaat. So daar's engele strukture. En dan onder hierdie engele is daar weer ander engele wat vir dienswerk uitgestuur word. En dit is die soldate wat uitgestuur word om jou en my op te pas. Jy het 'n privaat engel wat die Here stuur om jou te bewaar. Baie keer dink jy die engel is aan die slaap. Hy het nie slaap geraak nie, jy doen te veel, jy jaag te veel nonsies aan. Hy kan er by alles bybly nie. Jy is so besig om strooi aan te jaag, dan moet hy nou al agter jou aan hardloop. Hulle is dienende geeste, kerk van die Here. Hulle behoort aan die Here Jesus en jy kan hom nie beveel nie. Ekskuus, ek verskil nou van baie ander. Baie ons sê, hoekom sê nie vir jou engel, hy moet dit doen nie? Hy is 'n opdrag van die Here by jou. En hy sal alleenlik reageer as God sê hy moet reageer. Jy kan alleenlik sê, Here, laat u engel my bewaar vandag. Is dit nie wat die psalmdigter sê? Hy het sy engele aangaande my bevel gegee om my te bewaar op al my weë, sê van die Here Jesus nie. God gee sy engele opdrag en daarom sê hy, dan self vir die babietjie sê hy sê, en hulle engele staan dag en nag voor die Vader. Elke baba het 'n beskermengel. En net so werk dit ook in die bose wêreld. En dis hoekom in Efesiërs vir ons sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis, van die duistere weermag. Ons veg teen 'n sataniese weermag. Waar daar magte, owerhede, demone, hoe jy dit wil noem, ons teëstaan op alle gebiede. Maar ons dank die Here, ons het 'n groot koning. En ons koning se naam is Jesus, Yeshua, as jy hom so wil noem, of Joshua, eintlik die nader reg een is die Joshua een, maar kom ons sê maar Yeshua. En hy is die groot koning. En hy is so bekend dat selfs elke demoon weet wie hy. Onthou julle toe hy by die beseting van Gadara gekom het? Onthou julle elke keer wanneer hy by iemand kom wat demonies besete was, dan skree die duiwels uit daardie man uit. Hulle sê, ons weet wie is u. Moet ons nie pynig nie. Moet ons nie stuur na die onderste dele van die aarde nie. En hulle soebat hom, want hulle weet wie hy. En dan sê hulle, ons weet u is die heilige van God. Ons weet u is die heilige van God. En in eerbied kom val hulle aan sy voete neer. En al wat hy sê is, gaan uit. En as hy sê, gaan uit, dan gaan die demoon uit. Ek en jy, ek weet nie of julle al by demoon uitdrywing betrokke was nie. Is nie 'n maklike taak nie. Gewoonlik gebeur dit wanneer jy of die mees beste manier om dit te doen is wanneer jy in 'n vastydperk gekom het. As jy in vasting, in toewyding aan die Here, nie net vas nie, maar toewyding aan die Here is, dan kan jy meer met die demone handel. Want dan is jy meer oorgegee aan God se gees. En is nie 'n maklike taak om geestelike duiweluitdrywing te doen.
Alleenlik die Here kan dit doen, deur jou. Maar ek en jy is die instrument in God se hand. En selfs daarom is dit so belangrik, kerk van die Here, in Dominion wil, is daar verskriklike demoniese magte, wat werk in ons midde. Ons sê, daai ou steel so, en daai ou steel so, en daai ou steel so, dis die duiwel, wat daar die werke in julle dorp doen. Hierdie een wil die kerk toe gaan, en daai een is kwaad vir daai, en daai is kwaad vir daai een. Dis die duiwel, wat dit doen. Hy gebruik daai ouens om mekaar op te maak, teen mekaar. Hulle is kwaad vir mekaar, omdat die duiwel het reg kry, om hulle kwaad te maak vir mekaar. Ons was al op begrafnisse. Ek weet nie of ek al vir julle vertel het, maar ek was op 'n begrafnis, waar ek daar gestaan het, toe kom die 1/2 van die gesin nie, na pa se begrafnis nie. Toe vra ek vir een van die boeties daar, nou hoekom, waar is julle ander familie dan? Toe sê hy, nee, hulle is so kwaad vir ons, hulle wil nie eens op die begrafnis kom nie. Jy kry soveel oneenigheid in 'n gesinne, en dis die vyandse magte wat dit doen. Demoniese magte, wat gesinne uit mekaar dryf. Want God se era en God se program vir die mens is 'n gelukkige gesin. Pa en ma, Adam en Eve, not Adam en Steve. Adam en Eve, Adam en Eva, en nie Adam en Stefan nie. God se program en God se prioriteit vir die huis is die pa, is die hoof van die huis. En ek wil dit nog vir julle leer, maar ons moet eers geestelik sterk word. Sien julle nou wat het ek van die begin af gesê? Pa is die hoof van die huis. En alles pa nou maar nie reg die beste soldaat en die manlikste ou en die manhastigste nie. In God se orde is dit die regte orde. Ek weet van 'n vrou wat eendag 'n regter geword het. En op die regbank toe vra hulle vir haar, mevrou, jy is nou een van die hoofregters van ons land. Of jy is die hoofregter. Hoe lyk dit nou by die huis? Is jy daar ook die baas? Toe sê sy, meneer, in my huis is my man koning. As ek 'n huis of 'n kar wil koop, dan gaan ek na hom toe en ek sê vir die hoof van my huis, pa, watter kar kan ek koop? Help my, gaan wys vir my, watter kar moet ek koop? Want ek staan onder God se struktuur. En daarmee sal ek af vanmôre. Liewe kerk van die Here, kan ek en jy vanmôre sê, ons is volwasse in Christus. As ons vanmôre nog nie is nie, wil jy vanmôre vra om te begin om te groei in die Here, sodat jy kan geestelik groei. En die geestesvermoë in jou lewe kan begin gebeur. Sodat die wêreld om jou en hierdie gemeentetjie en jou gesin en die inwoners van hierdie dorp, sodat hulle kan geseën word met die geestelike vermoë wat die Here vir jou gee om die werke van die vyand teë te staan. Daar word gebid in Oknie 'n paar jaar gelede. Kom die ouens saam, hulle sê kom ons bid dat die Here hierdie kroeg toemaak, hierdie borrelstoor. Mense sê, weer die klomp apostolies. Hulle bid ons vir alles. En hulle bid. Was 3 maande, toe maak hy plek toe. By die Here is niks onmoontlik. Hy kan enige iets doen. Jesus kan alles doen. Alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Kom ons sing hom weer. Sing saam met my. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Glo jy Jesus kan alles doen? Amen. Kom ons gee hom lofoffer. Loof die Here. Loof die Here.
Amen. Ons gaan vra en ons gaan afsluit met gebed en daarna gaan ons, ek wil die woord net aan die Here opdra, vir elkeen bid wat vanmôre hierdie besluit saam met my neem, en daarna gaan ons die laaste liedjie sing en u seën. Kom ons bid vanmôre vir genade en krag om geestelike vermoëns te besit. Hemelvader, as gemeente wil ons nie net hoor nie, ons wil ook daders wees. Ons wil vanmôre nie net hoor nie, maar ook reageer. Ons wil vanmôre as 'n gemeente voor u buig en sê, Vader, help ons om die geestelike vermoëns in Christus Jesus vanmôre te ontvang, om op te staan, wanneer ons by mekaar kom, ons werklik hierdie vermoëns sal gebruik, deur die Gees geoefen, sodat ons goed van kwaad kan onderskei en dat ons in die wêreld daar buite 'n verskil kan maak. Help ons om sterk te wees in die Here en sterk te bly tot eer van u lieflike naam, in Jesus naam.